Okay, kom ons begin met ons gaan verder met ons reeks en met een groot loud cheer. Okay, hoeveel van julle glo dat God jou 2026 beter kan maak as verlede jaar? Prys die Here, Natuurlik, en ons is beter, ons is in 'n reeks waar ons praat oor beter ek. Hoe kan ek myself beter maak en hoe kan my jaar van 2026 beter wees? En ek wil vandag hierdie sê. Vandag se boodskap, glo ek het die potensiaal om jou hele lewe te transformeer. Hoor mooi, vandag se boodskap, glo ek, het die potensiaal om jou lewe te verander. En daarom bid ek, en ek het hierdie hele week op my knie sê, Here, maak hulle gees oop, julle vir 8 uur wat nog in die slaap is, en die 10 uur wat dalk laat slaap, right? Maak hulle gees oop, sodat hulle lewe kan transformeer. Maar ek wil 'n waarskuwing by sê. Hier is die waarskuwing by hierdie preek. Jy kan baie maklik vanmôre net hierdie boodskap hoor, uitstap by die deure, en net sê, nja, en net aanloop. En niks kan verander nie. Keuse is by jou. So dis die waarskuwing vanmôre. Jy kan aangaan met jou lewe soos normaal en nie hierna luister nie, en dis okay, right? Maar my hart is, en my gebed is, dat jou ore en jou hart sal oop wees. Dat as God jou iets wys, doen dit. As God jou iets sê, doen dit. As God jou wil iets verander in jou lewe, wees sensitief vanmôre daaroor, sodat God iets in jou gees kan doen. Hier is my les vir vandag. Wag, kom ek sê so. Die les vir vandag, gaan jy op 'n stadium in jou lewe moet leer. Hoor mooi, right? Die les vir vandag, dit wat ons vandag oor gaan chat, jy gaan hom moet leer. En jy het 'n keuse, jy kan op 'n maklike manier leer, of jy kan op 'n moeilike manier leer. Maar leer, gaan jy hom moet leer. Jy kan hom vandag leer, en uitstap en dink, man, ek het iets geleer vanmôre, en ek gaan dit toepas in my lewe, of jy kan hierdie les vanmôre leer, eendag op jou sterfbed. En jy sê, ek wens ek het my lewe oorgehad. Jy kan hom vandag leer, of jy kan hom eendag leer in die ewige lewe, as jy Jesus aan jou hart het, en jy kan in die ewige lewe toe gaan, dan dink jy, man, ek wens ek kan my lewe oor hê, en dit reg doen. Maar die les gaan jy moet leer. Ek het eintlik, ek weet nie wie van julle nie, ek het eintlik vergeet om my Lindt chocolates lê by die huis. Wie van Lindt chocolates? Luister, die prys die Here vir dit, né? Dit is soos ek eer hom vir dit. Jy weet, ek vermoed in die Bybel, in die eendag in die hemel, gaan ek op 'n bed vol Lindt chocolates lê, right? 'n Lindt chocolate is daarom net, jy weet, 'n Lindt chocolate is net next level. Jy weet, ek en Alicia kan daai goed soos ons eer dit nie, ons vreet dit, alright? Maar dan, en net wanneer iemand dit vir ons gee, want dit is te duur om te koop, okay, by the way, alright? Maar in 'n geval, maar ek kyk na hierdie Lindt chocolates, en hierdie Lindt chocolates het my hierdie les geleer. En ek dink dit verteenwoordig sekerlik een van die grootste leuns in ons samelewing. Hierdie Lindt chocolates. Gaan nou hoor, alright? Dit verteenwoordig seker die grootste leuen. Een van die grootste battles wat ek persoonlik soms mee moet face. En hier's die leuen. 1 is goed, maar 2 is beter. Come on, jy weet, 1 Lindt chocolate is lekker, maar 2, hey, tjoe. Dis net beter. En dis die leuen wat ons in ons samelewing gooi. R100 is goed, maar R200, ja, dis beter. 1 kar is goed, maar 2 karre is beter. Jy weet, 1 kind is goed, 3 is mal. 1 vrou is goed, 2 is moeilikheid soek. En dis die leuen wat ons glo. Ons glo die leuen dat 1 is goed, maar 2 is beter. Jy weet, Koning Salomo het 1000 vrouens gehad. Hy het honderde. En eendag vra 'n professor, eendag vra eintlik 'n man, vra vir die professor, hoekom het hy so baie vrouens gehad? Eers, die professor het so oomblik gesit. Hy sê, weet jy wat, ek weet hoekom. Want as hy huis toe kom, dan gaan hy hopelik ten minste een hê wat in 'n goeie by is. Sorry, vrouens. My 10 uur diens sal ek nie meer daai joke maak nie. Okay, ek sal weer. Weet jy, die leuen kom eintlik vir my terug in die tuin van Eden. Ek so 'n bietjie teruggaan in die tuin van Eden, sien ons hierdie een groot leuen. 1 is goed, maar 2 is beter.
Men God het alles geskape in die tuin van Eden, het God alles geskape en het hy gesê dat alles is goed. Hy het gesê, luister, alles wat julle hier sien in hierdie tuin, alles is goed. En toe het hy die man geskape, alright, en hy het gesien dat die man so 'n bietjie sukkel om op sy eie te wees en alleen, maar hy het hom geskape en hy het gesê, man, hy's goed. En toe op 'n stadium, toe het hy is in 'n diep slaap gegaan en hy het 'n ribbebeen gevat en toe skaap hy hierdie vrou en ek dink toe arm opstaan te kyk, wow man. Dis 'n teologiese grapie daar. En toe sê Jesus, wow, dis aan hom, wow man, verstaan. En dit was goed vir hom gewees, right? En toe sê hy, toe kyk hy na hulle twee, toe sê hy, nou wil ek hê julle moet pret hê, en nou wil ek hê julle moet multiply, en nou wil ek hê julle moet fruitful wees, en nou wil ek hê julle moet die aarde bewerk, en julle kan van al hierdie lekker dinge eet in die tuin van Eden, behalwe een boom. Daai ene wil ek nie hê nie. Moenie aan hom eet nie. En toe kom Satan in die vorm van 'n slang. En hy sê, het God regtig gesê? Gaan hy na Eva toe? Hy sê, het God regtig gesê dat julle van alles mag eet behalwe van daardie boom? Ja. Ek weet hoekom hy dit gedoen het. Hy het geweet dat as julle van daardie boom eet, gaan julle net so goed soos hy wees. As julle van daardie boom eet, dan gaan julle net so slim soos hy wees. So met ander woorde, hierdie slang het eintlik gekom met hierdie leuen en gesê, julle het alles hier, maar dit wat julle nie het nie, dit soek julle nou so graag. Alles wat julle hier kan sien, kan julle kry. Julle het alles, maar dit wat jy nie het nie, kort jy om happy te wees. En alles mag jy vat, maar dit wat jy nie het nie, kort jy, want jy wil dit, hoekom kan jy dit nie kry nie? En ons het hierdie leuen dat meer is altyd beter as minder. En dis die gedagte vir die dag. Dis beter om minder te hê van wat nie saak maak en meer te hê van wat werklik saak maak. Dis die gedagte vir die dag. Ek gaan nou weer sê, dis beter om minder te hê van wat nie saak maak en meer te hê van dinge wat werklik saak maak. Soos verlede week, gaan ons 'n versie probeer memoriseer. Hier kom hy. Prediker 4 vers 6. Sit hom maar op die bord. Hy vind een hand vol rus beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. OK, is julle gereed? Kom ons sê maar agter ons aan, is julle reg? 1, 2, 3. Hy vind een hand vol rus beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. Nog een keer. 1, 2, 3. Hy vind een hand vol rus beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. Kyk, sit hom gou af daarso. 1, 2, 3. Hy vind een hand vol rus beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. Geef julleself 'n hande klap, mooi. Julle tweede Bybelvers wat julle ken, kan julle die eerste een onthou? Kom ons begin gou. Julle moet hom opsê. Eendag is werklik, eendag is vaarlik beter in die huis van God. Ek weg wil. Okay, so hoekom is een hand beter? Hoekom is een hand wat vol is beter? En dit is my so interessant want as een hand vol is, het ek nog die ander hand wat vry is. Sien, as een hand vol is met al die great stuff wat ek het en wat dinge wat saak maak, dan het ek nog hierdie hand om iemand te help. Kom, laat ek jou help. As een hand vol is, het ek nog hierdie hand om iemand te bemoedig. Mooi, well done. As ek een hand vol het, het ek nog hierdie hand om 'n drukkie te gee. As ek een hand vol het, dan kan ek nog met hierdie hand, ek kan nog iemand slaap, as ek sekerlik moet, vir 'n rukkie. As ek een hand vol het, dan het ek hierdie hand om nog iets te gee. Een hand is beter. Maar as ek twee hande vol het, wat dan? As ek dan iemand moet shop, dan moet ek 'n awkward drukkie gee. Ek kan nie iemand ophelp nie. Ek kan nie slaap nie. As ek twee hande vol het, kan ek nie iets gee nie, want my hande is vol. As ek twee hande vol het, is dit nie so beter nie, dan kan ek nie een doen nie. Dis hoekom die Bybel sê dat een hand vol rus is beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind.
Sien, en Jesus is nogals baie erg op hierdie woorde gewees. Jesus homself het hierdie woorde gebruik in die Nuwe Testament. Hoor wat sê die storie, Lukas 12, vers 15 tot 21. Toe sê hy vir hulle, pas op! En wees op julle hoede vir elke vorm van meer en meer en meer en meer en meer en meer. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy die gelykenis. Hy sê 'n ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie 'n plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en dit groter maak, want meer en meer is mos beter. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou nou op met werk, eet en drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jy stupid. Vandag sal jy nog lewe, vandag sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. Kyk, ek is oortuig van dat God nie omgee oor wat jy het nie. Ek is oortuig van dat God nie eintlik omgee of jy 'n nuwe kar ry of jy 'n ou kar ry nie. Ek is oortuig van dat God nie omgee of jou kombuiskaste met goed oorgetrek is en of dit net normale kombuiskaste is nie. Ek dink nie God gee om nie. Ek dink God gee om of jy meer ryk is in dinge wat werklik saak maak. Minder van dinge wat nie saak maak nie en ryk en meer van dinge wat werklik saak maak. So hier is die vraag, wat maak vir jou werklik saak? Ek het daar op die bord gesit. Sit gou vir 'n oomblik en dink. Wat maak vir jou werklik saak? Kom ek change die vraag. Kom ek verander die vraag. As jy vanmôre na die dokter toe gaan, en jy sit vir die dokter sê vir jou, luister, hier is 'n verslag, dit is slegte nuus. Jy het net 30 dae oor om te lewe. Wat maak nou vir jou werklik saak? Jy het net 30 dae. Wat sal jy antwoord? Wat sal jou 3 goed wees wat jy op die bord gaan neerskryf? Want interessant, ek gaan lees 'n artikel wat iemand hierdie vraag op Facebook gevra het. Wat iemand gevra het op Facebook in 'n studie om te sê, wat maak werklik vir jou saak? En baie interessant dat die algemene antwoord het uitgekom dat God is vir my belangrik. Ander het uitgekom en gesê dat ek wil God ken. Ander het weer gesê, my familie, my huwelik. Ek sal soveel as moontlik tyd met my huwelik spandeer. Ek sal soveel as moontlik tyd met my kinders spandeer. 'n Klomp mense het nog ons gesê, die kerk. Ek sal so kyk soveel as moontlik waar ek kan kerk toe kom en waar ek kan kom help. Ander is om 'n verskil te maak. Soms genoeg klomp mense het gesê in hierdie artikel dat hulle sal by hulle vriende wil uitkom om soveel as moontlik van hulle weer terug te kry by Jesus, want hy weet dat as hulle dit nou doen nie, dan gaan hulle nie in die hemel kom nie. En hierdie skokkende nuus in hierdie artikel, wat ek dink jou gaan skok ook, is dat nie een van hulle het gekom en gesê, in 30 dae gaan ek kyk hoe groot ek my bankbalans kan kry nie. Nie een nie. Nie een ou het geantwoord, hulle van vra, as jy 30 dae oor het, wat is vir jou belangrik? Het nie een geantwoord en gesê, ek hoop om die 2027 model nuwe kar te kry nie. Nie een van hulle het geantwoord dat ek hoop om die iPhone 18 te kry nie. Ek weet ons is op 17, ek gaan er vooruit. Nie een hulle het geantwoord en gesê, ek hoop ek het TikTok followers wat 1 miljoen mense is nie. Kan ek daarom live gaan en ek die geld kry? Nie een van hulle het geantwoord dat my kombuiskaste moet van daai dik, wat noem julle dit? Graniet wees nie. Dankie Alicia, ken jy dit nie? Nie een nie. Maar tog is dit waarvoor ons streef. Nie een van hulle het gesê, as hulle 30 dae oor het, sal hulle daarna toe gaan nie. Maar wat doen ons? Ons streef vir die nuwe karre. Ons streef vir die nuwe selfone. Ons streef vir die kombuiskaste. Ons streef vir die followers. Ons streef vir dit. So is die vraag, hoe kan ons een hand vol rus lewe? Wat kan ons doen? Ons 2 goeders wat ek wil sê. Dan gaan ek jou huis stuur. Dan kan jy verder gaan slaap. Die is vroeg op hier. Nommer 1 is laat gaan alles wat nie saak maak nie. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 1 sê. Terwyl dit dan so groot skare geloofsmense rondom ons het,
laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê hardloop met volharding. Laat ons elke las van ons afgooi. Die Griekse woord vir afgooi daar is die Engelse woord cast down. Met ander woorde, gewelddadig. Jy weet, dit is gewelddadig. Dit is in hierdie seisoen, as ek een van daai breinbesies op my kry. Dit is ek, jy weet, daai breinbesie slaat daai konkreet, my maat, al die ander besies weet, hierdie ou mors jy nie meer nie. Jy weet, en ek los hom ook nogals daar. Ek gooi hom nie weg nie, ek los hom daar, ek sê, kyk, wat gaan ek met julle doen, as julle weet. Hierdie afgooi is gewelddadig. Hierdie afgooi is met 'n spoed, is met afgooi. En die Bybel sê, hy, laat ons elke las wat ons so besig is te dra, afgooi met geweld, sodat ons die reis wat voor ons is kan hardloop met volharding. Hallo, het julle geweet dat elkeen van julle 'n reis voor julle? Het julle geweet dat elkeen van julle 'n wedloop voor julle? Dat daar's 'n wedloop en 'n reis vir jou uitgemerk, vir jou. En jou reis is totaal anders as my reis, maar dis 'n reis wat ons moet hardloop. En daar's 'n wedloop wat jy moet voltooi. Daar's 'n doel vir jou, daar's 'n purpose vir jou. God het jou nie net geroep om God het jou geroep vir 'n reis. Hy het jou op aarde geplaas juis vir 'n rede, om iets significant te doen vir hom. Hy het jou nie net hier gesit nie. En ek weet die vyand en die Satan probeer die hele tyd elke keer 'n las op ons skouer gooi, want hy weet wanneer gaan ons begin moeg raak en hierdie reis kan hardloop nie, want ek raak moeg van al die laste op my, terwyl die Here sê, gooi daai las af. Gooi daai las af. Laat gaan die dinge wat nie saak maak nie. En as 3 goeie somme wat ek vir vandag wil sê, hoe ek en Alisa dit in ons huis doen, en hoe ek jy dit kan doen. 3 dinge wat jou kan help. Nommer 1 is, sny terug. Eerste ding, sny terug. En daar's 2 maniere waar ek dink jy kan terugsny. Nommer 1 is spending. Vloek ons, né? Daar's van julle wat ek dink moet terugsny in julle spending. Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Jy spend, jy dink jy 2 handjies vol, nou stres jy so, nou weet jy nie om te aan te slaap nie. Nou het jy las. Ek weet ook hoe hy kar paaiement gaan betaal nie. Ek weet, ja, jy moes hom nie gekoop het in die eerste plek nie. Ek dink van julle moet spending. En ek dink van julle het nie nodig om elke maand jou geld te blaas nie. Het jy geweet dat daar's 'n woord soos dit, hoor mooi, spaar. Het julle geweet op ons woord? Dis in die woordeboek, gelees het op. Van julle moet terugkat julle spending. Van julle koop dom dinge om ander mense te beïndruk met geld wat jy nie eintlik het nie. Van julle moet terugkat op julle spending. Sny terug. Weet jy geweet, ek kan nie vir sê hoe lekker is dit as jy aan die einde van die maand kom en daar's nog geld oor in jou rekening nie. Jy sê, jy kan nog geld oor in my rekening. Ja. Is nie nodig om my geld te gebruik nie. Spending. Ek weet, is nie lekker hierdie nie, maar ek het jou gesê, dat jy die lewe verander. Ek dink die tweede plek waar ek dink ons kan sny is op ons skedule. Het jy geweet, jy hoef nie vir alles ja te sê nie? Kyk hier. Nee. Wil jy dit doen? Jy kan dit met 'n smile doen. Nee. Jy geweet van julle kan net nee sê? Kerk het nie nodig om alles vir ja te sê nie. En ek dink van julle is so besig en jou tyd is so besig en jy's hier en ek dink van julle kan daai las afgooi in julle lewe om te sê, luister hier, ek gaan begin ophou ja sê en ek gaan net begin nee sê. Ek gaan begin nee sê vir die dinge. Ek weet elke keer, is my so interessant, elke keer, gaan luister 'n bietjie, elke keer wat jy met mense praat, die vrou gaan dit. Jy's besig. Ons is besig. Ek weet nie, ek is so moeg, ek is so besig. Wanneer laas het jy ou gekry as jy vrou gaan dit sê, ja, dude, ek is so relaxed. Ek gaan nou 'n bietjie ice cream eet saam met my kinders en dan gaan ons by die honde stap. Ek sê relaxed nou. Niemand doen dit nie. So almal is net te besig. Hoekom? Want ons sê net ja vir goed wat nie saak maak nie. So van julle moet sny by spending, okay? Ek en Alisa kan jou help daarmee. Glo my, ek en Alisa kan help daarmee. Trust me. Ons eet about brood in ons huis en as daar nie geld is, eet ons nie brood nie. Okay? Ons spend, ons spaar. Okay? Nommer 2 is op jou skedule. Okay? Eerste ding. Tweede ding wat ek dink julle kan help. Die tweede ding wat jy moet doen is gooi weg. Van julle
het nodig om uit te gooi en weg te gooi asof jou lewe daarvan afhang. Van julle het 'n klerekas, laat as ek instap en ek maak 'n U-turn, sal my horlosie vir my sê ek het 5 km gehardloop. Dit is so groot, en die helfte van daai goed gebruik jy nie, want jy het in elk geval jou favourite rokkie, en jy het in elk geval jou favourite tekkies. Kom, ek praat nou die waarheid. Nee, ek weet julle hou nie daarvan nie. Maar jy, almal van julle se boonste 3 hemde is die hemde wat jy gebruik. Die onderste hemd gaan jy nooit gebruik nie, maar jy hou hom vir wanneer? Nee, vir eenkeis gaan hom aantrek. En van julle moet begin weggooi en uitgee, asof jy lewe daarvan afhang. Jy het nie nodig om alles te hou nie. En luister hier, as jy dit vat in 'n swart sak en in die garage sit, is dit nie weggooi nie. Want van julle moet na julle garages gaan kyk. Die boot lê al daar vir 7 jaar, maar jy het nog eens 'n dam gesien nie. Die jetski is daar. Maar jetski, ons het die jetski, jy weet. Wanneer ry jy met hom? Nee, ek weet nie. Kan nie eens jetski ry nie. Nou ja, gooi hom weg. Gee hom weg, verkoop hom. Okay? So van julle moet begin uitgooi, asof julle lewe daarvan afhang. Right, van julle moet, ja. Van julle het nodig om daai berggoed bo in daai linnekas van Sunny, wat 10 jaar oud geword het. Sy is nou al 33. Ek kan jou beloof, sy gaan dit nie meer gebruik nie. Okay, daai ding is al so geel en gevreed deur die vismotte. Dan niemand wil hom hê nie. Maar jy hou hom, want as Sunny gaan kinders kry en haar kinders word 10, dan Sunny gaan dit nie wil hê nie, want daai goed is gross. Okay, gooi dit weg. Gee dit uit. Maak jou kas skoon. Hallo, jy's besig om laste op jou te dra vir kaste. Okay. Nommer 3. Sê jy reg? Ek het julle gesê julle lewe gaan verander. Nommer 3. Skakel af. Skakel af. Van julle gaan moet afskakel. Television. Television, nie television nie, television. Alright? Van julle moet die TV afskakel. Jy spandeer way te veel tyd op Netflix as wat jy enigstens by die kerk of met God spandeer. En van julle gaan moet sê, Erik, weet jy wat, Here gaan met my praat, ek moet afsit. Jy gaan nie die wêreld verander deur op 'n klomp repeats te kyk. Dis in 'n geval DStv, repeats. Jy kan 'n program kyk vir 10 keer. Jy gaan nie jou lewe verander om vir 10 keer diepe waters te kyk nie. Wat al gebeur het in die eerste episode is dieselfde. Okay? Maar ons hou aan om aan te sit en aan te skakel en dit is besig om 'n las vir ons te veroorsaak. Hierdie mag nou dalk 'n fight veroorsaak en ek is so jammer daaroor. Julle kan vir berading gaan by Alicia, by Pastor Janika. Selfone. Het julle al gesien hoe mense gaan uit eet? Dan gaan eet hulle uit by hierdie massive cool restaurant en dan sit almal op hulle selfone. Nou dink ek, what's the use? Selfone. Van julle gaan julle selfone moet afskakel. Van julle gaan iewers 'n lyn moet trek en sê ons gaan nie in ons bed, ons gaan nie in ons bed en in ons kamer begin om selfone saam te vat nie. Ons gaan dit op die voorste kassie los en ons gaan dit afskakel want dit is te veel besig om ons tyd te vat tussen ons twee en ons is besig om 'n las op onsself te sit. Daai stupid app, delete hom. Jy gaan in elk geval nie die game speel nie, jy moet nou begin werk. As ek jou vang 'n game speel terwyl jy vir my moet werk, sal dit jou laaste game wees en jou laaste werk. Okay? Sit hom af, delete hom. Jy het nie nodig om te speel nie. Okay, sit hom af. Hy vat jou tyd. Hy sit vir jou 'n las. Een hand is beter met rus as 'n dubbele hand vol werk, gejaag na wind. Nommer 2. So nommer 1 wat ons doen is, ons gaan begin los van dinge wat nie saak maak nie. En die tweede punt is, ons gaan begin beklei vir dinge wat saak maak. Kerk, dis tyd vir ons om te begin beklei vir dinge wat saak maak. Mamma, papa, dis tyd vir jou om te begin te beklei vir dinge wat saak maak. Dis tyd dat jy jou swaard uitdaal en begin beklei vir dinge wat saak maak. Ek hou van hierdie stukkie in Nehemia. Hier Sanballat en Tobias. Hulle probeer die mense oortuig om die mure van Jerusalem te bou. Nehemia kom in en sê, wow manne, ons gaan moet beklei vir iets groters. Ons is nie net hier om mure te bou nie, ons is hier om iets te beklei vir groters. Nehemia 4 vers 14 sê, daarna het ek agtergekom dit is nodig en het ek die voorgestaande burgers, die amptdraer en die res van die volk toegespreek en ek het vir hulle gesê, moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend en hy sê en veg vir julle broers.
En hy sê, en veg vir julle seuns, en veg vir julle dogters, en veg vir julle vrouens, en veg vir julle huise. En kerk, dit het tyd geword in ons samelewing, dat ons gaan begin beklei vir dinge wat saak maak. Dat ons gaan begin beklei vir ons kinders. Dat ons gaan moet begin beklei vir ons huwelik. Dat ons moet begin beklei vir ons vrouens. Dat ons moet begin beklei vir ons broers en ons susters. Ons moet begin beklei vir die dinge wat belangrik is. Trek uit jou swaard, pappa, trek uit jou swaard. Ons gaan 'n mannekonferensie hierdie jaar hê, wat skrik vir niks, nê. En ons gaan met die manne praat, want dit is tyd dat die manne hulle swaarde uithaal en begin beklei. Ons bou hierso, maar ons fight vir ons vrouens. Ons gaan fight vir ons kinders, want as ons dit nie gaan doen nie, gaan die skole doen. As ons dit nie gaan doen nie, gaan TikTok te doen. As ons dit nie gaan doen nie, gaan Facebook en YouTube te doen. Dis tyd dat ek en jy begin beklei vir dinge wat saak maak. Kerk, hoor mooi, moenie laat die samelewing vir jou jok nie. Moenie laat die samelewing vir jou jok nie. Moenie jou lewe mors op dinge wat nie saak maak nie. Jou lewe is baie te kosbaar. Jou calling is baie te groot. Om jou lewe te mors op dinge wat werklik nie saak maak nie. Kerk, God het my en jou geskaap om 'n verskil te maak. Hy het my en jou geskaap vir 'n calling, vir iets groters. Hy het my en jou geskaap om hom famous te maak. Hy het my en jou geskaap om hom te eer. Moenie jouself uitverkoop deur na die wind te jaag, net sodat jy 2 hande vol dinge het wat nie saak maak nie. Jou lewe gaan nie oor wat jy nie het nie, of oor wat jy het nie. Beter is 1 hand vol en ek het 'n amazing huwelik wat werk. Beter is 1 hand vol en my kinders ken Jesus. Beter is 1 hand vol en ek kan ander mense help. Beter is 1 hand vol en ek het intieme vriende met wie ek dinge kan deel en ek hulle kan vertrou. Beter is 1 hand vol en ek het goeie invloed by die skool waar my kinders is en ek het goeie invloed by die werk. Beter is 1 hand vol en ek het geld oor as wat ek 2 hande het en ek kan nie in die aande slaap nie. Ek stres. Ek is paniek. Ek weet nie hoe ek het gaan kom nie. Ek weet nie hoe ek het gaan deurmaak nie. Ek weet nie hoe gaan ons betaal nie. Ek weet nie hoe gaan ons vir die kinders kos kry nie. Ek weet nie waar gaan ek dit doen nie. 1 hand is vol. Dis okay om 'n 2024 modelkar te ry. Ek weet nie of jy geweet het nie. Dis okay. Maar my huwelik is amazing. Dis okay om net in 'n kleiner huisie te bly vir nou. Maar my en my kinders ken Jesus. Ek spandeer tyd met my kinders. Prediker 6 vers 4. Gooi hom weer op die bord gou vir my. Hy vind 1 hand vol rus beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. Kom ons maak vir 'n oomblik ons oor toe. As jy raak vermoor hier sit, heel eerste keer het iemand jou genooi vandag vir ons 8 uur diens. Jy sien, en jy is besig om 'n wedloop te hardloop wat nie reg is nie. Jy is besig om 'n wedloop te hardloop waar jy voel daar's 'n klomp las op jou en jy is besig om 'n wedloop te hardloop van dinge wat net nie saak maak nie. En jy het nog nooit in jou lewe vir Jesus ontmoet nie. Kan ek vir sê, dis die beste persoon wie ek in my lewe, die beste besluit wat ek in my lewe gemaak het, was die dag toe ek Jesus aangeneem het as my koning. My lewe het begin doel kry, my lewe het begin purpose kry, my lewe het begin vlam vat. Dis dit jy is vanmôre, en jy ken nie Jesus nie, en iemand het jou genooi, en jy sit hier langs met jou hart klop vinnig, en jy sê, ek moet hierdie Jesus ken, ek moet, my lewe moet verander. Nee, waar jy is, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, ek gaan nie laat jy opstaan nie, niks nie. Maar ek wat jy wil doen is, ek gaan tot by 3 tel, ek wil hê met jou hande in die lug opsteek, net 1, en sê, Here, daai's ek, count me in. Ek wil my lewe weer vir U gee. Sal, ek kan opsteek en net vinnig laat sak. So as dit jy is vanmôre, wil ek vir jou sê, nommer 1, is Jesus het vir jou in die kruis gesterf. 2, sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan kry. 3, as dit jy is, jy kan jou hand in die lug opsteek, dankie. As dit jy is, sê Here, ek wil my lewe regmaak met U. Ons kom loof en ons kom prys hierop voor.